I am blessed. Ja, hoe gaan dit met jou? Fantasties. Dis lekker om te weet dat ons nou maar eenmaal geseëndes van die Allerhoogste God is. Jeremia het 'n baie mooi verse daar. Eerstens sê hy mense wat op ander mense vertrou, gaan dit nie maak nie, maar as jy op die Here vertrou, dan is jy soos 'n boom geplant by waterstroom. Kom ek lees dit vir jou, Jeremia 17:5. Ek praat met jou oor I am blessed. En as jy hierdie nota wil hê, stuur vir my 'n WhatsApp met die woorde I am blessed verse lys. Dis net 'n lys van verse. Dit is nie bedoel om netjies soos 'n boek uitgetik te wees nie, dis 'n nota. En dan kan jy my nota kry per WhatsApp. Jeremia 17:5. So sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here wyk. Ja, dis 'n rawe vers, gaan net uit die mooi ene lees, net hierna. Is so 4 verse na mekaar. As jy op mense vertrou, en jy sit jou hoop op 'n mens, en jy luister na wat mense sê, wat met die ekonomie, of met jou geld, of met jou besigheid, of met jou kerk, of met die omgewing gaan gebeur, dan is jy vervloek. Ek kyk nie na wat die omstandighede sê nie, ek kyk na wat God se woord sê. Sy woord is ewig waar, wat sy woord sê, sy woord iets sê, dan sê ek wat sy woord sê. As mense sê ondertoe, dan sê ons nie boontoe. Hulle sê dit, dan sê ons nie so nie so. Ek is die kop en nie die stert nie, ons gaan net boontoe, nie ondertoe nie. Alles wat ons hand aanslaan is geseënd in die naam van die Here. Maar hy wat op mense vertrou, gaan niks doen nie. Hy gaan nie daai huisie bou nie, want mense sê hulle gaan by hom inbreek. Mense sê hulle gaan hom besteel. Hy gaan nie daai kar koop nie, want hy glo mense sê hy gaan dit nie maak nie, hy gaan sy werk verloor. En nou is hy vervloek. Vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. Hy sê as jy na mense luister, dan wyk jou hart van die Here af weg. Dan is jy afvallig van die Here. Jy word by implikasie 'n sondaar. Jy is 'n sondaar omdat jy op mense vertrou wat hulle sê en nie wat God sê nie. God sê jy gaan dit maak. God sê jy's meer as 'n oorwinnaar. God sê ek is nou maar eenmaal 'n geseënde van die Allerhoogste. God sê ek gaan boontoe en nie onder toe nie. God sê hy lei my na groen weivelde. God sê na waters waar rus is lei hy my heen. God sê ek sal niks ontbreek nie. God sê net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Filippense sê die Here vir ons die volgende. Hy sê dat ons is geseëndes uit God se bronne uit. Ja, uit sy bronne uit. Jeremia sê as jy vervloek is die man wat op die mens op die arm van vlees vertrou en nie op die Here nie. Hy wyk van die Here af. Hy sal wees soos 'n kaal bos. Ons sal maar sê 'n kakiebos. Daar in jou Kalahari bosse, daai ou droë bosse, maar weet jy, as jou Kalahari nie mooi is, hy mooi as jy kom van daai omgewing af. Maar jy soos 'n kaal bos as dit vir jare nie gereën het nie. 'n Kaal bos in die wildernis en hy sal nie sien. Hierdie man is so vervloek. Hy sal nie sien as die goeie kom nie. Dit is verskriklik. As jy net op mense vertrou wat hulle sê, en jy vertrou nie op wat die Here sê nie. Die mense vertrou op mense, die mense sê, jy gaan nie werk kry nie, jy moet nou maar dit of dat doen. Hy vertrou op mense, hy gaan dit nie maak nie. Hy sê, jy gaan nie sien as die goeie kom nie, maar dorpplekke in die woestyn bewoon, 'n brakkerige en 'n onbewoonde land. Maak nie saak waar jy bly nie, as jy begin sien wat God sê, gaan God jou woestynland in 'n fonteinland verander. God gaan jou droë land in 'n groen weivelde verander. Die Bybel sê egter, hy wat op die Here vertrou, hy wat nie na mense kyk, maar op die Here vertrou, al sê dit wat mense sê, heel teenoorgestel van wat die Here sê, maar hy wat op die Here vertrou, geseënd is die man wat op die Here vertrou. Wie se vertroue op die Here is, want hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by, ja, jy's reg, by water. En sy wortels uitskiet by die stroom. En hy's nie bang as daar hitte kom nie. As daar omstandighede kom, is hy nie bang nie. Hy's nie bang as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen en in die jaar van droogte is hy nie besorg nie. En hy hou nie op om vrugte te dra nie. As die storms kom, bly hierdie man net goed gaan. Hy floreer, hoe meer droër dit word, hoe meer floreer hy. Altyd interessant as 'n ou deur 'n droë deel van die jaar deur 'n plek ry en jy sien 'n groen boom in die middel van 'n droë stuk aarde.
Iewers het daai groenboom wortels of hy het 'n metode om groen te bly in sy DNA. Weet jy wat? Jy kan groen bly te midde van die storm, want jy het God aan jou kant. Hy sê so 'n mens wat na God luister, nie na die negatiewe praters, die naysayers, nie na hulle wat teen God praat nie die dagvervloekers, jy luister na God. Maar ek het vir jou 4 punte wat ek net by jou wil neersit, by jou as geseënde. Ek wil net so 4 punte by jou neersit en dan omstaande te bly. Net 4. Punt 1, bly gefokus. Ja, bly gefokus. Moenie kyk na die sorge van die lewe nie. Moenie te veel op Facebook rondblaai en al hierdie dagblaai van sommige landbouweekblad as hy negatief praat. Moenie te veel, as jy daar lees, kyk maar net waarheen die sondaars, hulle gaan negatiewe goed, maar lees die positiewe goed daar so in die blad. Lees lewe. Besluit wat jy hier toelaat. Jy is die platejoggie, die DJ van jou gedagtes. Jy besluit wat hier aangaan. Jy is die ene wat hierdie besluite neem. Bly gefokus. Matteus 13:22 sê, hy by wie 'n doring saai is, dis hy wat die woord hoor, dis mense wat nie gefokus is. Hy hoor die woord, maar die sorg van hierdie wêreld en verleiding van die rykdom verstik die woord. Hy word onvrugbaar. Soos party mense hoor die woord, maar al die sorge van die lewe, die bekommernisse waarna hulle kyk, die worries waarna hulle luister, die negatiewe goede. Moenie negatiewe goed lees nie. Ek meen, Google kyk wat jy kyk. Google weet wat jy lees. Dis hoekom hulle al die negatiewe goed op jou blaaie gooi. As jy daai negatiewe goed net wil begin delete, as jy agterkom, jy gaan nie meer dit kry op jou blaaie, op jou Facebook, op al jou goed wat jy kyk. Jy bly gefokus. Bly gefokus. Fokus op lewe. Kies die lewe. Soos ek praat met jou as geseënde oor hierdie woorde I am blessed, oor jou huwelik wat geseënd is. Bedink lewe. Bly gefokus. Punt 2, bly in geloof. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dis die oorwinning wat die wêreld oorwin, naamlik jou geloof. Bly God glo vir die onmoontlike. Bly God glo vir drome. Droom groot. Dream big. Droom, 'n droom wat onmoontlik is, dis bestem om te misluk as God nie daarin is nie. Droom so groot. En as jou droom lyk of dit haalbaar is, droom oor, want dan droom jy 'n droom wat te klein is en dis dalk is God nie daarin nie. Droom 'n droom so groot dat dit bestem is om te misluk as God nie daarin is nie. Soos bly glo. Glo vir die onmoontlike. Jy is nie 'n mediocre, jy's nie 'n middelmatige mens, jy's nie bedoel om te survive nie, jy's bedoel om te thrive. Jy's nie bedoel om dit net te maak nie. Party mense sê, ag, as ek dit net kan maak in die hemel. Vriend, ek wil dit nie net maak nie. Ek wil vleiende vaandels daar aankom. Ek wil die stem hoor, goeie getroue dienstig, oor weinig het ek jou aangestel, oor veel was jy getrou. Ek wil die dag beleef wat hy ons gaan krone gee, en ek daai kroon, en ek raak altyd hartseer as ek hieraan dink. Hy kroon sal vat, en voor sy voete neer sal sit, en sê al die lof, en al die eer kom u toe. Ek droom van daardie dag. What a day that will be. Bly in geloof. Bly in geloof. Ek wil dit vir jou beklemtoon. Bly in geloof. Punt 3. Bly sensitief vir die Heilige Gees. Want hy gaan jou leer en lei. Hy gaan met jou praat. Hy gaan jou sê wie jy moet bel môreoggend. Terwyl jy Bybel lees, gaan die stem vir jou sê, doen dit. Stuur jy gou daai WhatsApp en lees jy verder Bybel. Moenie dat dit jou aandag so aftrek dat jy nie verder Bybel lees nie. Terwyl jy bid, gaan hy vir jou dit sê, dat doen jy dit vinnig met jou boodskapie, of jy maak 'n nota daarvan, dan bid jy verder. Bly sensitief vir die Heilige Gees, want Johannes 16 vers 13, ek praat met jou oor I am blessed. En ek praat nie met jou hoe jy gaan geseënd bly. Jy is 'n geseënde. Johannes 16:13 sê, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle lei. Hy gaan jou lei. Want hy sal nie uit homself spreek, maar alles wat hy hoor spreek en toekomstige dinge aan jou verkondig. Bly sensitief. God gaan vir jou dinge sê van môre, van oormôre. Ek weet God gaan dit doen. Ek is sensitief, ek is opgewonde. Hy gaan dinge vir my gee om te doen. En dan
Die 4de punt wat jy moet bly doen as geseënde. Die eerste punt is bly gefokus op positiewe dinge. Die tweede punt is bly in geloof. Glo God vir die onmoontlike, want vir hom wat glo is alle dinge moontlik. Punt 3 was bly sensitief vir die Heilige Gees en hy gaan met jou praat. En dan doen jy net dit wat hy sê, sagte stil stemmetjie. Ja, iemand gaan teen jou praat ook. Iemand gaan van jou praat ook. Maar weet jy wat, terwyl iemand teen jou en van jou praat, bly sensitief vir die Heilige Gees en vergewe hulle. Bly sensitief vir die Heilige Gees, as iemand negatiewe dinge van jou sê, dan pleit jy die bloed oor jou. Want almal wat godvrugtig wil lewe, sal vervolg word. Bly sensitief vir die Heilige Gees, en dan, laaste bly, van hierdie 4 punte van 'n geseënde man is, bly aggressief saai. Gee, en aan jou sal gegee word. Ek praat met mense wat geseënd is, wat sê, I am blessed. Gee en aan jou sal gegee word. Ek spreek nou oor mense uit in hier, wat na hierdie woord luister. Jy het soveel jare lank gesaai. Ek sê oor jou lewe, daar sal aan jou gegee word. Party mense kan nie ontvang nie. Hulle weet nie om R20 te ontvang, of R100 of R1000. Kan nie ontvang nie. Moenie dink God gaan jou seën as jy nie kan ontvang nie. Jy moet dit net nie dink nie. God moet jou nou eers op daai plek bring. Of ek wil nie sê God bring jou daar, ek sê omstandighede bring jou daar. Sodat jy kan verander, sodat jy die bietjie kan ontvang, sodat God die baie vir jou kan gee. Johannes 16:13 sê, bly sensitief, maar Lukas 6:38 sê, gee, en aan jou sal gegee word, 'n goeie maat. Party mense kan nie ontvang nie, en daarom kan God hulle nie seën nie. Ek wil vir jou vra, begin om die klein goedjies te waardeer. As iemand iets vir jou gee, ontvang dit. Vat dit. Want daai mens bedoel dit in sy hart. Hoe sal jy voel as jy vir jou kind 'n roomys gee en hy sê, ag nee pappa, ek kan dit nou nie by pappa vat nie. Dit gaan nie vir jou lekker wees nie. God wil mense gebruik om vir jou klein goedjies te gee, en as jy dankbaar is vir die klein goed en dit kan ontvang, gaan hy die grootte vir jou gee. Maar terwyl jy 'n goeie saaier is, jy is 'n goeie saaier. Die meeste Christene is saaiers, hulle wil saai, hulle saai ook. En ek wil oor jou lewe spreek, jy gaan maai. Begin om klein goedjies te ontvang, maar bly 'n aggressiewe saaier, gee en aan jou sal gegee word. 'n Goeie maat, ingedruk, ingeskit, wat oorlopensvol is, gaan in jou skoot gegee word. Met die maat wat jy saai, sal jy maai. As jy partykeer 'n klein goedjies ontvang, dan sê omdat jy iewers klein goedjies gesaai het, maar weet jy het groot goed mos ook gesaai. As iemand jou R20 gee, vat dit, want jy het al vir baie mense R20 gegee, en dis mos kosbaar om daai R20 terug te ontvang. Dit sê vir my, God seën jou. Maar nou gaan jy ook die grootte ontvang, want jy het al groot saai. Ek spreek dit oor jou, bly aggressief saai, moet net nie ophou nie. En as jy niks sien nie, ek praat met jou oor I am blessed, en hierdie verse lys is joune. Net vir die WhatsApp wat jy stuur, I am blessed, verse lys. Verniet, dit kos jou niks, ek skenk dit vir jou, gee dit vir jou. Mense maak dit vir ons moontlik om hierdie goed te kan doen, en daarom kan ons ook tyd gebruik, omdat mense dit vir ons moontlik maak, om hier weer uit te stuur. Die Bybel sê in 2 Korinte 4:16, wat maak jy as jy nou sien, waar is my seëninge? Waar is my seëninge? 2 Korinte 4:16 sê, ons gee nie moed op nie. Al vergaan ons uiterlike, en hier's iemand wat hierdie woord vandag baie nodig het, jy luister hierna, al vergaan die uiterlike, nogtans word die innerlike vernuwing. Met ander woorde, as jy sien, waar is my oes? Waar is die seëninge? As jy al vergaan die uiterlike, binnekant sal ek positief bly. Gaan hierdie 4 punte hou, ek gaan gefokus bly. Ek gaan geloof bly. Ek gaan sensitief bly vir die Heilige Gees, en ek gaan bly om aggressief saai. En dan gaan jy nie moed opgee nie, jy gaan standvastig bly, want die Bybel sê jou ligte verdrukking, your slight distress, sê die Amplified, wat vir 'n oomblik is, only momentarily, only a moment, dit bewerk, worketh for us. Hierdie verdrukking, hierdie wagproses vir die seëninge. Onthou, jy's klaar geseënd, en die fisiese gaan dit realiseer, en wat moet jy nou doen? Jy gaan nie moedeloos word en sê 2 Korinte 4:16, ons gee nie moed op nie, want hierdie verdrukking, hierdie ligte verdrukking, hoekom sê hy ligte verdrukking? Paulus staan deur 'n paar verdrukkings, hy is met klippe gegooi, hy noem dit 'n ligte verdrukking. Hoekom 'n ligte verdrukking? Want die seëninge is so groot, dat dit al hierdie verdrukking gaan oorweldig. Ek wil vir jou sê, keep on keeping on. Hou aan om aan te hou, jy is 'n geseënde van die Allerhoogste. Don't give up, you are on the brink of the miracle. Hy wat staan, moet staande bly. Hy sê hierdie ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons
'n ewige al so treffende gewig van heerlikheid. Dit beteken nie eenvoudig, terwyl jy in die verdrukking is, terwyl jy nie jou blessing sien nie, terwyl jy dit nie ervaar nie, maar jy weet, jy is 'n geseënde, want jy is 'n geseënde. Terwyl jy dit nie ervaar nie, is dit mos verdrukking. Hy sê, dit is 'n ligte, is 'n light affliction. Al kos hierdie verdrukking jou nou al miljoene rande, is 'n light affliction, want daar's 'n God in die hemel. Daar's 'n God in die hemel, wat iets besig is om te bewerk vir jou. Eerstens bewerk hy 'n verandering aan die binnekant van mense se lewens rondom jou. Andersins bewerk hy 'n deurbraak, 'n voorsiening, want hy sê, ons let nie op die sigbare nie. Ons kyk nie as gelowiges, as geseëndes op sigbare nie. Ons let nie op die sigbare nie, 2 Korinte 4:18, die volgende vers hierso. Ons let nie op die sigbare nie, want die sigbare is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Praat met jou 'n paar woorde, jy is 'n geseënde. Die Amplified sê so, our light momentary affliction, the slight distress of the passing hour is even more and more abundantly preparing and producing and achieving for us an everlasting weight of glory. God is besig om vir jou 'n gewig van heerlikheid voor te berei. Hy sê beyond all measure, excessively surpassing all comparisons and all calculations. Wow! A vast and transcendent glory and blessedness never to cease. God is besig om vir jou te werk en hierdie situasie bewerk vir jou. Dis besig om dit voor te berei agter die skerms. Ek wil hê jy moet aanhou om aan te hou. Don't give up. Wat doen jy nou terwyl jy hierdie 4 fokuspunte het waar ek gesê het wat belangrik is? Nou bly jy staan. We consider and look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are visible are temporary. Hierdie storm wat jy deurgaan is tydelik, hierdie verdrukking, hierdie berowing, hierdie diefstal teen jou, hierdie swaar kry, it is temporal, brief and fleeting, but the things that are invisible and deathless and everlasting, God gee vir jou everlasting goed. Die message sê dit nogal mooi, kom ek lees dit vir jou in die message, so we are not giving up, sê dit saam met my, I'm not giving up, ek gaan nie moedeloos word nie. How could we, sê die message vertaling. Even though on the outside it often looks like things are falling apart on us. On the inside where God is making new life. Not a day goes by without His unfolding grace. Amen, amen. Ek praat met jou vandag. Jy is 'n geseënde. Moenie dat die duiwel vir jou sê jy is nie geseënd nie. Hy het geen plek in jou lewe nie. Jy is 'n geseënde. Hy sê, these hard times are small potatoes compared to the coming good times. The lavish celebration prepared for us. There's far more here than meets the eye. The things we see now are here today, gone tomorrow. Sê dit 'n bietjie. Here today, these things are gone tomorrow. But the things we can't see will last forever. God is besig om vir jou iets voor te berei. Want nou, as jy deur die storm gaan, wat moet jy doen? Ek het vir jou gesê, daar's 4 fokuspunte. Jy bly fokus. Jy bly in geloof. Jy bly sensitief vir die Heilige Gees. Jy bly aggressief saai. Wat dit R10 of R20 is, wat jy kan. Jy saai, wat God se Gees sê. Jy hou aan. Maar wat nou? Nou bly jy staan. Jy bly nou staan. Die duiwel is onder jou voete. As jy gevoel het, jy kan nie meer, ek wil vir jou sê, geluk, hy het sy laaste, as jy buitepunt is, dan het hy sy laaste skoot geskiet. En prys die Here, jy het bly staan, hy het verloor. Duiwel het alles probeer, sy beste laaste skoot geskiet, en jy staan nog. Jy wen, die duiwel het verloor. Wees nou versigtig vir klein dink, vir negatiewe gedagtes. Mense wat negatief en klein dink, hulle het nie die duiwel as teestander nodig. Hulle is klaar, hulle eie grootste vyand. Sulke mense het 'n middelmatige, gemiddeld, ondergemiddelde lewe. Maar jy, my vriend, jy bly staan, jy fokus op positiewe goede, op die dinge van die Here. Jy bly in geloof. Jy bly sensitief vir die Heilige Gees en jy bly aggressiewe saaier. Ja, jy het nie 'n tweedehandse minderwaardige lewe nie. Jy is nie 'n survivor nie, nee, jy's 'n thriver. Jy's 'n thriver. Jy kom bo uit en jy lewe bokant alles. No small plans.
made here. Laat dit jou lese word, jou naambordjie op jou lesenaar. No small plans made here. Nou sê dit saam met my, oor jou lewe, oor jou kop. No small plans made here. Geen klein planne hierso nie, in die naam van die Here. Jy's above en jy's beyond. Doen dan above and beyond. Focus above and beyond. Glo above and beyond. Wees sensitief above and beyond vir die Heilige Gees. Saai above and beyond. Loop die extra myl meer as wat ander dit sal loop. Praat reg, glo reg. Hoe gaan jy dink? Dink groter. Hoe gaan jy doen, my broer? Dink groter, droom groter, glo groter. Staan net 'n minuut langer as jou teestander, die duiwel. Hou langer uit. Weet jy, die verskil tussen 'n wenner en 'n verloorder is, die wenner het net 'n minuut langer uitgehou as die verloorder. 30 sekondes langer, dat hy gewen. Jy moet nou net 'n paar sekondes langer hou. Daarom sê die Bybel, staan dan vas. Staan dan vas, Efesiërs 6. Eindelik, my broeder, finally, brethren, vanaf vers 10. Staan dan vas. Ek wil vir jou sê, moenie dat die duiwel vir jou lieg nie. Jy is 'n geseënde van die Allerhoogste God en ek seën jou in die naam van die Here Jesus Christus. Weereens, as dit in jou hart is wat ek glo dit is, om hierdie bediening te ondersteun, wil ek jou vra om die woord ondersteun te WhatsApp, die woord ondersteun na my nommer, en ek WhatsApp vir jou ons bankbesonderhede, en jy word 'n medewerker in die Koninkryk van God op hierdie manier. Ek seën jou daarvoor, en dan as jy hierdie notas vernietig gratis wil hê, daarvoor, dit gee jou so enige iemand wat bloot net die woord WhatsApp, I am blessed, dis vir een en vir elkeen wat dit wil hê, gratis of verniet, stuur jy vir my, I am blessed verselys, die woord verselys, weet ek waar om dit dadelik op my rekenaar te kry, en ek gaan daarin, en soos wat ek die geleentheid, partykeer vat dit so 'n dag of 2 om by almal uit te kom, partykeer 'n bietjie langer, en partykeer is dit sommer dadelik, gaan ek op die rekenaar, en ek stuur dit vir jou terug, hierdie verselys, want ek wil hê, jy moet dit ken, jy moet deurweek wees daarmee, want jy is 'n geseënde, skep moed, ek seën jou in die naam van die Here Jesus Christus. Tot volgende keer. Kampioen. Jy's kosbaar vir Jesus. Bye.